Hi familie, welkom weer by die program Encounters. Wat 'n voorreg. So, ek sê vir jou, ons is nou al so ver in 2025 en maar dis lekker, ons gesels lekker. Ek hou van die program Encounters. Hou julle nie van die program nie? Dis een van die beste programme op Kruiskyk TV. Is dit so? Ja, ek dink so. En ek lê die klem op een van die beste programme. En so vandag praat ons weer met Megan en Fredericks. So lekker, ons praat nou vir die afgelope 5, 6 weke, 7 weke. Maar dit raak net beter en dit raak meer interessanter en ja. Maar Megan, welkom op Encounters. Baie dankie pastoor weer eens vir die voorreg om hier te kan wees. Welkom aan elke luisteraar. Yes. Ons sien baie uit as ons vir jou sien op Encounters. Maar dis wonderlik en ek dink jou boek het regtig dit losse merk. Ek dink vir diegene wat dit al gelees het sal saamgetuig. It is informative, it is thought provoking. Dit gryp jou aan regtig waar. Megan, ons het laas opgehou om te gesels oor die tyd toe jy Jesus aanvaar het. Nou, ek weet, jy het gesê dit was in 'n kerkdiens. Nou, ek en jy is heeltemal different. Ek het nou die dag gedink aan dat, daar moet dan seker iets wees rondom dit. En nou, ek het op die straat na die Here toe gekom, né? Oh, wow. In die straat, op die straat, nie eers in 'n diens nie. Maar ek sal eendag weer daaroor praat. Ek dink van die mense het al gehoor my getuienis, maar niemand het gepreek nie. Daar was nie praise and worship nie. Daar was nie eens 'n keyboard player, band, niks nie. Nou, ek wonder baie keer wat dryf jou om die Here aan te neem? Dis maar nou net 'n vraag. Want ek het nie, daar was nie 'n worship team nie. Daar was niks nie, maar weet jy wat was daar? 'n duidelike stem en 'n oproep van die Here dat ek moet kom. Yes. En maar ek wil vandag praat oor die kerk eintlik. I want us to talk about the church. Wat was jou view oor die kerk? Ek weet jy het groot geraak in 'n huis waar die Here jy weet gevolg was, het jy behoort aan 'n kerkgemeenskap of wat? Wat was jou view? Ek het eintlik groot geraak in 'n huis waar daar nie kerk toe gegaan was nie. Okay. Maar sonnaskool was die plek waarna toe ons moes gegaan het. Okay. So even though my ouers nie kerk toe gegaan het, het hulle altyd versorg dat ek sonnaskool toe gaan. Yes. En ek kan onthou die kerkplek as net 'n lekker plek om by te wees. Daar was altyd warmte. Ja. Daar was altyd 'n tannie, 'n auntie of iemand wat 'n sweetie in 'n sak gehad het om te gee. En dit was vir my as kind was dit vir my altyd baie nice geweest. En toe ek na die Here toe kom, die celebration wat ek in die vorige episode van gepraat het, het ek gesien hoe daai mense fellowship saam en dit was blydskap en hulle het mekaar geniet in die Here. Ja. En dit was vir my regtig iets mooi. Ek kan sê dit is hoe ek kerk leer ken het, dat dit 'n plek is waar daar net blydskap is, waar daar mooiheid aan die gang is, 'n plek van waar jy aanvaar word, waar jy nie gekritiseer word nie. En kerk het net vir my na baie awesome plek gelyk. Yes. En op daai noot, we want to be real on this program. We want to be honest. Maar ons gaan dit sonder negatiewe kritiek doen natuurlik. Ons is nie hier om enige kerk of denominasie by te kom nie. Dit is nie die doel nie. Maar ons wil ook graag, want daar sit mense vandag. En ek kan jou vandag sê, Megan, as ek gaan sê 'n kerkleier, 'n gemeenteleier vir 20 jaar nou. In November was dit 20 jaar wat ek in die bediening staan. En dan sal jy altyd hoor dat sal ek nou altyd sê, maar hier en daar sal jy hoor, mense sê ek het seer gekry in die kerk en ek het die en ek het daai. Nou, maar ek verstaan heeltemal daai. Ek het in die begin vroeg in ministry, het ek baie, dit my seer gemaak, want die mense gesê hulle het seer gekry in die kerk. Het ek gedink, yes, like it, jy voel net anders. Maar ek het begin verstaan, en ek dink ons gaan daaroor praat. Maar jy noem in jou boek, en ek gaan sommer net so 'n stukkie aanhaal tussen hakies waar hy sê, there was no room to be a mess in healing.
there was no room. En jy het natuurlijk gepraat van 'n spesifieke plek van aanbidding. Ja. Alright, hier kom Megan in en Megan se hele identiteit is geskaar. Megan is 'n mes. Megan het nie alles bymekaar nie. En nou kom encounter jy mense en ek meen mense het jou seker snaaks aangekyk. Hoekom hou sy vas so? Hoekom is sy so stil? Hoekom praat sy nie? Hou sy van wat sy nie is nie, whatever. Definitief, ja, daar was altyd, soos pastoor nou gesê het, ons gaan niemand kritiseer. Nee, ja, nie. ja. Ons kritiseer niemand nie. Maar daar was altyd hierdie spesifieke dame in die kerk, as ek nou 'n voorbeeld kan maak. Ek hoop sy kyk. Ek hoop ook sy kyk. Ons noem nie name nie. Maar daar was, sy het net 'n manier gehad hoe dat sy events uit my verlede uit gaan haal het. Oei. En dan bietjie gemeng het met 'n bietjie van haar leuen of waarheid. Yes. En dan het sy dit in die lug gegooi en dan was dit amper soos jy voel skaam of jy voel embarrassed because dit is hoe jou leefstyl was en nou kom jy tussen die mense wat amper nie dit ken nie. Yes, hulle lyk baie perfect. Yes, en nou moet jy nou net jy moet nou deal met hy, on the spot deal met hy. En daai was vir my 'n lekker experience gewees. Ek het altyd gevoel ek myself cover, ek myself verduidelik en dit was eintlik nie nodig because ek was 'n sondaar. Ek het verkeerd gedoen, dis waarvandaan dat ek kom. Maar ek dink baie keer of mense kom na 'n kerk toe vir acceptance, vir healing, vir verskillende goedes. Hulle kom omdat hulle soek na iets beter. Ja. En vir iemand wat alreeds in daai beter posisie is, as ek dit so kan stel, wat alreeds in 'n beter posisie is, behoort eintlik vir ons te aanvaar soos wat ons is. Yes. Om dit vir ons 'n aangename plek te maak. Want wanneer jy kom in die huis van die Here en jy kry kritiek, jy kry jy voel asof jy kan nie regtig express hoe jy voel nie, dan lyk dit druk jou weer terug in waarin jy was of in daai gevoel van gebrokenheid, daai gevoel van jy voel verwerp, jy voel jy's nie welkom nie. Waar dit bietjie anders moet wees. En die hele kerksituasie of die mens, ons praat eintlik mos oor die mens, oor die persoon. Laat my dink aan die vrou met die albasterfles. Sy het na die Here gekom in 'n posisie waarin sy is, in 'n seer, net soos wat sy is. En ek dink die albasterfles was al wat sy gehad het om te offer vir die Here. En op grond van dit het sy kritisering gekry met almal wat daar was, wat in die kamer was. Hulle het haar gekritiseer, hoe kan sy wat so 'n tipe vrou is voor Jesus kom neerval en daar was selfs mense wat gesê het, maar as Jesus dan 'n profeet is, hoe sal hy dan nou nie weet? Verstaan, en ek bring my by 'n plek waar ek dink dat mense saai confusion met hulle optrede, saai hulle confusion, because ek wat inkom wat nie die Here ken nie met pyn, gaan dan dink, maar hoe werk God dit dan? Is dit dan nou 'n plek waar jy ook gaan gekritiseer word of waar dit volgens die boek gedoen moet word en baie kerke noem dit orde, moet dit dan nou volgens orde gedoen word, maar nou kom ek wat nie weet hoe om basies te worship nie. En ek kom doen dit nou op my manier, uit my seer uit, en nou word ek gekritiseer op dit. Maar dan, Jesus se reaksie teenoor haar was, hy het accept net soos wat sy is. Net soos sy is, en hy het dan nie weggedruk of gesê, maar gaan maak gou eers vir jou reg, of wat ook al. Hy het net soos sy is, het hy accept. En ek dink dit is hoe dit moet behoort te wees in 'n kerk. Dat wanneer 'n persoon kom, maak nie saak of die persoon skree nie, maak nie saak of die persoon byvoorbeeld lê voor en huil voor die Here nie. Dit is hy persoon se manier hoe hy sy pyn express, en in plaas van dat ons sê bly stil of sit regop of wat ook al, moet ons eintlik sê laat die Gees van die Here werk, want hy persoon het dit nodig, hy het nodig om by 'n plek te kom waar hy aanvaar word, waar hy kan uitlaat wat hom terughou en kan inlaat wat hy nodig het. Wat as ons kom by 'n plek waar ons gekritiseer word, gaan dit nie kan gebeur. Yes, is waar, en dan vat die genesing langer om plek te vat. Dit vat langer om plek te vat. Ek wil dit noem, en luister, as ek is so bly jy's ingestel op vanaand se program,
Ek kan ervaar as mense wat regtig hulle sit en hulle luister vanaand na ons en of dit in jou die oggend nou al is, ek weet nie. Maar in elk geval, ek wil amper sê ek wil twee kante van die kerk gou net maybe we should redefine church. We should redefine church. En ons gaan nie alles vandag kan doen nie. Maar geliefde, ek weet nie wat jou experience met die kerk is nie en wat dit ook was nie. Maar ons moet verstaan dat die kerk, en ons weet die kerk is die mense, is 'n groep mense wat by mekaar kom, is nie 'n plek waar mense sonder foute is nie. In fact, het kom by my toe jy praat van die kerk, dis 'n plek waar jy na toe kom en jy soek aanvaarding en dit ons wil dit hê. Maar nou moet ek en jy verstaan, hulle sê soort soek soort, né? So met ander woorde, al die mense wat nou die kerk op wat na die kerk toe kom, wat gesien word as die kerk, is almal mense wat die Here nodig het. Yes. Dis almal mense wat gebroken is of was en in die proses is om heel te word in hulle siele. Ons verstaan die geestelike kant. Hy is heeltemal perfek, maar daar's 'n sielsdimensie, daar's 'n sielkant wat aangewerk word en dit vat tyd. Daarom is dit so belangrik en ek wil nie daaroor praat hier, is discipleship so nodig. Want ek dink sonder discipleship raak dit nog moeiliker. Daar vat die healing nog langer. En so ons moet nommer 1 verstaan dat jy kom na 'n plek toe waar daar ook mense sit met seer. En ek dink sommige in die kerk sit met insecurity. Dit is nou weer sy siek. Ja. Want hy kom nou om hy moet genesing kry. En nou kom jy daar so en jy challenge sy insecurity. En onmiddellik staan daar insecurity op en hy begin dit condemn en hy begin dit judge. Maar dan moet ons verstaan dat dit is 'n plek, is soos die bad, the pool of Bethesda. Daar het 'n aantal menige siekes gelê. En almal het daar vir daai roering van die bad gewag. Maar wat was hulle? Hulle was almal siekes. As jy nie krepeel was jy, as jy nie blind was jy, het val almal onder siek mense. En verstaan dit geliefde, dat ons gaan dit dalk kry, die een sieke gaan hier, sommer 'n tantrum gooi, maar die Here help ons vandag, dat ons kan met so raak in dit. Megan, ek dink, as ons oor die kerk praat, is 'n lekker topic. Ja. En die kerk is nie opbetting. Ek meen, wat is jou siening? Is 'n lekker plek. Is 'n goeie plek om te wees. Ja, so dit is 'n lekker plek want nou jy kom ook in aanraking met 'n ander persoon wat ook dalk dieselfde pyn deurgegaan het. So Exactly. Nou kan julle lekker connect op 'n manier en mekaar deur die proses help. Ja. So daar is 'n lekker kant van kerk en 'n mooi kant van Yes. kerk en dit is eintlik hoe dit behoort te wees en ek dink dit is nie net sommer net ek glo nie enige iemand gaan net kerk doen nie. Dit is altyd ek glo dit is in lyn met hoe God dit uiteengesit het. Ja. Iemand het nou onlangs gepraat van hoe dat hy gesoek het na 'n kerk. Mm. En dan het hy hier gegaan en dan het hy daar gegaan, maar nergens het hy fulfillment gekry nie. Tot hy by hierdie spesifieke kerk opgeëindig het en daar kon hy connect. Ja. En ek dink dit is hoe dit gaan. Dalk bewerkstellig die Here dit ook dalk so dat jy teenkanting kry by 'n spesifieke kerk en moet. Maar eintlik behoort dit nie so te wees. Kerk moenie gaan oor 'n gebou nie. Dit moenie gaan oor die kerk en daai kerk en soos ek vroeër gesê het, ek het gepraat van my kinderjare, hoe ek kinderjare gesien het as kerk en dit was toe ek in 'n tradisionele kerk was. Aha. Dit is waar ek sweeties gekry het by tannies en daai lekker te ervaar het. En aan die ander kant het ek daai lekker te ervaar van die blydskap by 'n Pinksterkerk. Yes. So dit gaan nie oor watter kerk dit is nie, dit gaan regtig oor die persoon, dit gaan oor die mens en hoe jy mense benader. Ja. En ek dink God wil hê dat ons wil hê ons moet wees soos hy was, soos Jesus was. Yes. Ons het hierdie bandjies gedra, hierdie armbande gedra, what would Jesus do, ons almal ken dit. En ons moet regtig vir onsself vra in 'n posisie waar ons is, op 'n plek waar ons is, wat sou Jesus gedoen het in hierdie geval? En wat ek ook altyd sê is dat wanneer jy in 'n plek instap,
Jy ken nie die persoon wat langs aan jou sit nie. Jy weet nie dalk eers op jou pad vorentoe gaan die persoon nodig het vir iets of die persoon gaan jou uit 'n ding uit help nie. So om net in te kom en op die punt af te kritiseer op grond van wat jy sien, op grond van jy sien dalk die persoon is gebroken of die persoon is nie op die level waarop jy is en nou kritiseer jy is wrong because jy kan môre die persoon nodig het. En ek dink die Here het die een daar geplaas vir die ander een. Niemand is beter as die ander een. Ons almal is hier om mekaar te help. En ek dink almal gaan iets deur. Soos Pastor gepraat het van die mense by die Bethesda, hulle almal het dieselfde siek gehad. Hulle almal se siek het verskillend gelyk van mekaar en so lyk ons wonde ook verskillend van mekaar. Maar ons almal het die Here nodig en ons almal kan die Here weerspieël deur hoe ons 'n volgende persoon approach. Ek dink dit is so Megan dat daar's 'n skrif in Spreuke wat sê yster slyp yster. En so vorm die een persoon die karakter van die ander. Maar as ek nou dink aan yster slyp yster, as ons nou dit letterlik en figuurlik, of kom ek sê letterlik moet vat, dan by 'n slyping van yster, 2 ysters of metale, daar's vonke wat gaan spat. En ek dink dit is hoe ons in die kerk is. I think when we speak about growth, dan dink ons growth is altyd lekker, is maklik, dit kom sonder enige ongemak. Maar as nou kyk nou na hoe yster en yster slyp, vonke. En ons sê, sal baie keer die spreekwoord gebruik, was weer vonke vandag in die meeting. Sê, maar dit bedoel eintlik, dit was warm, dit was hitte daar gewees, dit was challenging geweest, daar was konfrontasie. Maar op die einde van die dag, as dit in liefde gedoen word, dan kom dit tot by 'n plek waar wat gevorm word, weerspieël dan iets van Jesus. En daarom het God in die begin gesê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. En ek weet ons gebruik dit by troues, maar dis nie eintlik net waar dit gebruik moet word nie. Dis eintlik waar die Here ook praat van sy mense, van mense. En daarom, ek glo in elk geval aan die ding waar jy sê, ek dien die Here, of ek is maar, my kerk is maar op TBN, of op Faith, of op wat se channel nie. Nee, ek glo nie, ons kan in daai setup, kan ons regtig groei nie. Want daar is geen, as jy nie gechallenged word nie, gaan jy nooit groei nie. Jy gaan nie groei nie, En dit maak nie saak of jy seer is die familie, ongelukkig is die lewe so. Of jy nou deur trauma kom, jy gaan nog altyd goeters encounter, wat nie lekker is nie. Maar daarom het jy 'n familie nodig, jy het 'n community of faith nodig. It is not good for man to be alone. God het dit gemaak. You can get perspective in isolation, but you can never grow in isolation. Jy kan nie vir lank kan jy op jou eie wees nie. As tye wat ek gaan nie sê, ek gaan nie diens doen nie, maar waar ek nou, jy weet, soos ons sal noem retreat. Jy vat retreat, of jy is in 'n afsondering, consecration. It speaks a little of isolation. Ek isolate my vir 'n oomblik. And that isolation gives me perspective, but it can never make me grow. As ons gedink het, jy groei in isolation, jy groei wanneer jy in afsondering is, dis nooit die geval nie. Jy sien dalk dinge klere, jy sien dalk dinge, jy kry 'n beter perspektief van dinge, maar jy groei nooit daar nie. God het bedoel dat groei plaasvind in gemeenskap. God het bedoel dat groei plaasvind tussen mense, 1 of 2 of 3. Daarom sê die woord, waar 2 of 3 by mekaar kom. En in sy naam vergader, daar is hy. It means then God speaks through the one and through the other, en deur 'n psalm en deur 'n bemoediging, en so word ons dan gebou en ons word geslyp. En dit is daai vorming wat plaasvind. En Megan, het lyk vir my, ek wil nou begin 'n preek hier so jong. Maar weet jy wat, jou boek het my eintlik by die plek gebring waar ek het eintlik, 'n bietjie meer perspektief gekry oor seer, oor pyn. Ek dink baie keer dat pyn dis hoe mense kyk daarna, en dis wat jy beleef en dis wat jy voel, maar ons almal is verskillend. En Megan, ons wil regtig nou ook by die plek kom waar ons mense aanmoedig dat
is nie goed om alleen te wees nie. Daar's mense wat by die huis sit. En dit lyk dit mag dalk voorkom, ons sit in gesels en jy klomp goed. Maar daar's mense wat regtig, ek kan ervaar, mense word bemoedig. Mense word gestig. Wat sê ons vir die mense wat nie meer vertroue in die kerk het nie? Ja, soos pastoor gesê het, dit is eintlik wanneer jy alleen is, wanneer jy isolated is, kan die vyand eintlik makliker inkom. Ja. Want dan poison hy jou met allerlei gedagtes soos jy pas dalk in by 'n kerkie of kerk is nie gemaak vir jou nie en jy kroon jou eintlik self op met 'n verkeerde identiteit. Sure. Want nou hou jy terug, jy ontdek jy eintlik wie jy is, jy dink klomp verkeerde goed. Nie dat jy verkeerde goed dink nie, maar ek dink net die vyand bewerkstellig het sodat goed net gebeur, dat dit hier iets create. Yes. Iets wat nie van die Here af is nie. En wanneer jy die hele tyd net weg is uit environment uit. Ek vat dit ook van myself af. Ek kan onthou in 'n tyd het ek ook nêrens gegaan nie. Ek was heeltyd net inhuisig. Ek was nie eens inhuisig nie. Daar's tye wat ek net op my bed gelê het. En net ek het met niemand connect, ek het met niemand gepraat, ek het van niemand gesê hoe ek voel nie. En uit daai uit het ek regtig gevoel asof daai leuen wat die vyand vir my create het of geskilder het, dat dit my realiteit geword het, dat dit is hoe dit is, dat dit my waarheid geword. En omdat ek uitgekom het waar ek kon sien, maar dit is nie regtig so nie. Het hy pos gevat, hy het basis oorgevat in plekke waar hy nie moes oorgevat het nie. En ek dink oor jare het ek begin uitkom. Maar ek het nooit regtig geconnect met mense nie. Ek sal miskien sê byvoorbeeld mall toe gaan. En weer terug kerk toe gaan en weer terug met niemand gepraat het. Verstaan, hy is ook eintlik 'n deel van isolation. Jy connect met niemand nie. Maar ek het regtig onlangs het ek begin connect met mense, begin fellowship, begin praat met ander mense en dan het ek begin sien maar wow, ander mense experience ook goed is. En dan het ek gehoor 'n volgende persoon praat oor iets, dan was dit weer 'n stigting vir my. En ek dink dit is hoekom God wil hê ons moet isolated wees in ons eie hoekie, in ons eie prison basis. Want hy wil ons van uitkom sodat ons kan hoor dat daar is hoop vir ons, daar is 'n beter way, daar is 'n ander kant, dit hoef nie net so te wees nie. En ek dink wanneer ons te geïsoleerd is, dan glo ons dat die volheid van lewe is nie vir ons nie. Exactly. En ek wil afsluit met hierdie geliefdes dat ek meen jy het nou so baie genoem wat so relevant is, Megan, dat die vyand wil ons net alleen hou. As jy jou kan alleen hou, as jy jou kan laat glo dat jy is nie bestem om eintlik met mense nie, dan het jy iets reg gekry. Maar ek en jy vandag moet ons uitkom. As jy vasgesit het in 'n plek van Here, ek kan nie met mense nie. En wat gebeur? Hier is die ding. Ons kyk baie kere deur die lens van pyn, deur die lens van seer, deur die lens van teleurstelling. Is nie altyd dat mense vir jou snaaks aankyk en snaaks van jou dinkie, as baie kere waaruit jy kyk. En dit kom by die skrif wat sê, waar die 10 spioene het gesê, vir Moses of vir Joshua het hulle gesê, ons het gelyk so sprinkane in hulle oë en in ons oë. So dit is baie keer jou perspektief, hoe jy van jouself dink, en dan project ons dit op ander. Maar ons bid vir jou. Ons vertrou die Here saam vir hierdie genesing. Iemand wat ingeskakel is. We pray for healing right now in Jesus name. Bly ingeskakel. Ons gaan weer volgende week saam met jou kuier. Wees geseënd. Amen.